Handjies klap, koekies bak, breng die meel, niet te veel, dat die eiers gauw, lekker eet ons nou. Hoi Gielie, wat maak jy hier in die kompuis? O, hi Lientjie, ek gaan nou uiteindelik my ouma se spesiale koekies bak. Daardie koekies waarvoor ek nou al so lank wag. Ag, lekker. Kan ek jou help? Natuurlik Lientjie, kom ons begin. Ek het al die bestanddele uitgehaal, so nou moet ons dit net nog lees en alles bymekaar gooi. Goed, kom ek lees vir jou die bestanddele, dan kan jy dit bymekaar gooi. OK, ek is gereed. Wat is eerste? Goed, gooi die meel, suiker, botter en melk saam in een bak. Meel, suiker, botter. O, jene, ek het vergeet om melk te koop. Maar dis OK. Ek gooi sommer 'n bietjie asyn in die plek van die melk. Nee, Gielie, wat het jy nou gedoen? Jy kan nie asyn ingooi as die resep nie sê jy moet asyn ingooi nie. Om jou ouma se spesiale koekies reg te maak, moet jy die regte bestanddele gebruik. O, gits. Nou het ek dadelik opgemors. Nou gaan my ouma se koekies nie meer so lekker smaak nie. Wat het ek gedoen? Toe maar, Gielie. Kom ons gooi hierdie baksel weg. En dan begin ons van voor af. OK, kom ons doen dit. Weet jy, Gielie, dit laat my nou sommer dink aan iets. Net soos die regte bestanddele nodig is vir die koekies om reg te proe, net so is die regte bestanddele nodig vir 'n gemeente of 'n groep gelowiges om te groei en om 'n verskil in die wêreld te maak. Wow. Ek wonder, wat het 'n gemeente nodig om 'n verskil te maak? Kom ons gaan luister 'n bietjie. Dit klink na 'n blink plan, Lientjie. Ek sal dan daarna gou gaan melk koop, sodat ons die regte bestanddele vir die koekies kan gebruik. Dan gaan ons die lekkerste koekies maak. Maar kom ons gaan luister eers, want ek wonder nou self wat 'n gemeente nodig het om te groei en 'n verskil te maak. Dis reg. I am yours and you are mine. Net soos wat Gielie die regte bestanddele moes gebruik om sy ouma se lekker koekies te bak, net so is die regte bestanddele nodig vir 'n gemeente of 'n groep gelowiges om te groei en om 'n verskil te maak. Vandag gaan ons luister na die verhaal van die eerste gelowiges wat 'n gemeente gevorm het. Hulle het geglo en daarom ook anders geleef en ons kan by hulle leer. Ons gaan vandag Handelinge 2 vers 42 tot 47 in 'n moderne weergawe vir 'n gewone familie of 'n gemeente van vandag probeer lees. Julle is welkom om die gewone weergawe self in die Bybel te gaan lees. Hulle was mal oor die Bybel. Hulle het Bybelstories saam gelees en dit het hulle geleer om die regte dinge te doen. Hulle het nagmaal gebruik en vir mekaar gebid. Hulle het nie gestry nie. Hulle was gaaf en het dit wat hulle gehad het met mekaar gedeel. Die wat baie gehad het, het vrylik gedeel met die ander wat min gehad het. Hulle het kerk toe gegaan, hulle het ander mense na hulle huise toe genooi, hulle was gasvry en hulle het saam geëet. Hulle het Jesus liedjies gesing, ander mense het gesien hoe hulle geleef het en daarvan gehou. Die Here het nog mense deel van hulle groep of gemeente gemaak. Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat om 'n gemeente of 'n groep te wees wat omgee vir mekaar, ons die regte bestanddele moet gebruik. Net soos met koekbak, is daar 'n goeie en slegte bestanddele. Kom ons kyk na 'n paar goeie bestanddele. Elke bestanddeel begin met 'n G. Kom ons kyk na die 6 G's. Aan die einde kan julle kyk wie die meeste bestanddele vir 'n gemeente kan onthou.